Dis 'n voorreg vanmôre om in die huis van die Here te wees. Dankie, Here. Halleluja. Ek dank die Here vanmôre omdat ek weet dat God is 'n werklikheid. En ek dank die Here vanmôre vir sy genade en sy liefde. En ek wil vanmôre oor iets praat wat almal raak, wat die Here dien. Ek as seun, toe ek 14 jaar oud was, het ek my hart vir die Here gegee. My lewe, tot ek my hart vir die Here gegee het, was maar donker gewees. Ek was nie altyd 'n vriendelike persoon nie. Maar die oomblikke toe ek my hart vir die Here gee en ek 'n besluit maak om die Here te dien, en ek agterkom dat my las het die Here weggevat, my sonde vergewe, het ek beleef dat God is 'n werklikheid. Nou ek wil vanmôre praat ook uit God se woord uit oor 'n jong seun. En ons as mens, as jy groot word in jou ouers se huis, jy baie wense en jy het baie goed wat jy graag wil doen en jy dink aan baie goed. Maar weet jy, ons lewe werk nie altyd uit soos wat ons dink nie. As ek moet terugdink in my lewe, dan weet ek dat die lewe is baie onvoorspelbaar. Mense kan goed beplan. Jy het 'n idee oor baie goed in jou lewe, maar as jy by die werklikheid uitkom, is dit heeltemal 'n ander prentjie. En ek wil vanmôre lees in Genesis 37. En Jakob het gewoon in die land van die vreemdelingskap van sy vader in die land Kanaan. Dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee van sy opgepas, saam met sy broers. Hy was nog jong. Met die seuns van Bela en die seuns van Silpa en die vrou van sy vader, en Josef het die slegte gerugte oor hulle na hulle vader oorgebring. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Hier is 'n jong seun in sy ouers se huis, en hy kom agter dat sy pa is baie lief vir hom. En hy het ook broers gehad. Maar wat my tref is dat die Bybel praat nie regtig veel dat sy pa iets gevoel het vir sy broers soos wat dit vir hom gevoel het nie. In vers 4 sê hierdie woorde, en toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ek glo hierdie jong seun het geen bybedoelings gehad met sy lewe nie. Dis nie sy skuld dat sy pa meer lief gehad het nie. Dis nie sy skuld dat sy pa hom voorgetrek het nie. En onregverdig word hy lelik behandel en word hy gehaat terwyl hy niks gedoen het wat dit veroorsaak het. En dit laat my baie dink aan vandag se lewe. Hoeveel mense beleef goed in hulle lewe
wat oor hulle lewe gekom het, wat hulle geen impak in gehad het. As mense wat die beste bedoeling het in hulle lewe, en dan word hulle verag in een kant toe geskuif. Daar's kinders wat groot word in huise, wat dieselfde goed beleef, as wat Josef beleef het. Daar's mense wat groot word in huise, waar daar drank is, en waar daar verskriklike onenigheid en baie goed gebeur. En hierdie kinders ly onder dit, wat gebeur in hierdie ouerhuis. En ek wonder baie keer, wat dink daardie kinders? Hoe voel hulle? Niemand het ons lief nie. Niemand gee om vir ons nie. En hier is hierdie jong seun, hy weet sy pa het hom baie lief. Maar hoe verskriklik moet dit voel, om te weet, my broers haat my. Ek kry geen vriendelike woorde van my broers af nie. En die Bybel sê, hulle het nie van hom gehou nie, omdat die pa hom meer lief gehad het. En toe begin hulle hom te haat. Want ek glo die pa het meer aandag aan hom gegee, as die broers. En wat nog erger is, hier kom hierdie jong seun, vers 5, sê hierdie woorde, ook het Josef 'n droom gehad, wat hy aan sy broers vertel het, waaroor hulle hom nog meer gehaat het. Hy het naamlik vir hulle gesê, hoor tog hierdie droom wat ek gehad het, kyk, ons was besig om gerwe te blind op die land, toe met eens my gerf gaan staan, en ook regop bly staan, en terwyl hele gerwe daar rondom kom, en hulle voor my gerf neerbuig. Nou vererger hy dit. Nou vertel hy hulle, julle gaan nog hier voor my buig, en ek gaan oor julle heers, en al hierdie goed. En net daarna toe kom hy met 'n ander droom, en hy praat van die son en die maan en die sterre, en al hierdie planete wat ook by hom kom. Tot sy ouers het opgetrek en gesê, hoe kan jy dan sê, ons moet dan ook jou aanbid? En so het hierdie seun in hierdie huis gewees, waar hy gevoel het, soos 'n uitgeworpene. Alhoewel hy geliefd was by een ouer, en dit was sy pa, het hy nog gevoel, hy is nie deel van dit wat in die huis gebeur. Baie kinders word so groot in 'n huis. Baie mense word so in die samelewing behandel. Jy's deel van 'n kerk, jy's deel van 'n groep, jy's deel van 'n familie, maar jy voel vermoere alleen aan een kant. Jy voel vermoere, jy's nie deel van die ander nie. Jy voel vermoere dalk, jy word nie aanvaar nie. Maar jy het geen bybedoelings met dit wat jy doen nie. As mense wat vermoere nie wil aanvaar, dat daar goed in hulle lewe gebeur, wat hulle geen beheer het oor nie. Dis maklik om in beheer te wees van my lewe, dis maklik om besluite te kan maak, en die goed werk uit, en alles is aanvaarbaar. Dit is lekker om te weet, dat ek kom na mense toe, en ek ag, en hulle omhels my, en hulle is vriendelik, en hulle is bly. Maar dit voel verskriklik vermoere, wanneer jy deel is van iets, maar jy voel nie deel daarvan. En hierdie seuns, wat sy broers is, het seker maar agteraf gepraat oor hierdie boetie, wat so baie dink van homself. En hierdie broers het besluit te geneem, en sê, maar ons hou nie van hom nie. En op 'n stadium toe kom sy pa na hom toe, en sê vir hom, jy moet na jou broers toe gaan, om vir hulle kos te vat. En Josef gaan, geen bybedoelings nie, vriendelik, opgewonde,
En hier gaan hy na sy broers toe. En ek wil vir die vers 19 lees. En hy sê hierdie woorde. En hulle het vir mekaar gesê, daar kom daardie dromer aan. Kom dan nou, laat ons hom doodmaak en een van die putte gooi en sê, 'n wilde dier het hom opgeëet, dan sal ons sien wat van sy droom word. Toe Reuben, dis die oudste ene, dit hoor, het hom uit hulle hand gered deur te sê, laat ons hom nie doodslaan nie. Reuben het ook vir hom gesê, moenie bloed vergiet nie, gooi hom in die put wat in die woestyn is, maar moenie die hande aan hom slaan nie, sodat hy hom uit hulle hande kon red, om hom na sy vader terug te bring. Die oudste broer het daarom so gevoel gehad, maar ek dink, hy het meer omgegee van wat sy vader gaan sê. Die hartseer en die smarte wat in sy ouerhuis gaan wees as hierdie jong seun doodgemaak word. En Reuben het besluit, ek gaan nou maar kyk of ek hom kan red. En soos dat die verhaal aangaan, ek gaan nie alles lees nie, kom daar 'n Ismaeliet verby. 'n reisgeselskap. En hierdie klomp broers besluit, nee man, kom ons verkoop hom. En hier gaan hulle verkoop hom vir 20 silwerstukke. En hier is arme Josef. Hy weet nie wat gaan aan nie. Hoekom word hy weggestuur? Al hierdie onregverdigheid teenoor hom. Jy sê mos vanmôre, die lewe is so onregverdig. As jy so kyk in jou lewe met dit wat al met jou gebeur het in hierdie lewe, dan sal jy vir my sê, maar daar's goed in my lewe wat ek regtig nie verdien nie. Ons as mens lewe dag van dag. Maak my oë vanmôre oop. Ek het geen insig oor wat deur die dag gaan gebeur nie. Ek lewe vir die oomblik. Ons is nou in die kerk. Ek is nou besig om te preek. Jy is nou besig om te luister. Ons lewe vir die oomblik. Maar die toekoms is vir ons almal duister. En terwyl hierdie seun op reis is, wonder ek wat het deur sy gedagte gegaan. Hy het seker vir homself gesê, maar ek is lief vir my broers, hoekom doen hulle dit aan my? Het jy nie al baie keer vir jouself 'n vraag gevra en gesê, maar hoekom gebeur hierdie goed in my lewe? Ek het die beste bedoelinge gehad oor baie goed. En toe hier jou seun weggevoer is, beland hy in Potifar se huis. En omdat God hom geseën het, het Potifar se huis geseënd gewees. En die Bybel sê dat Potifar het hom aangestel oor al sy goed. En alles, hy was in beheer van alles. Maar die duiwel was nie tevrede daarmee nie. Ek wil vanmôre vir u sê wat die Here dien. Weet dit, dat die duiwel is nie tevrede dat jy God dien nie. En hy sal alles in sy vermoë doen om jou te keer dat jy God moet dien in gees en in waarheid en dat jou geloof in God moet sterk bly. Dis die twee goed wat die duiwel altyd wil beïnvloed. Hy sal altyd laat goed gaan gebeur sodat jy 'n vraagteken in jou lewe moet hê en dit is hoekom? Jy bid, maar die Here antwoord nie jou gebed nie. Jy soek en jy kan nie vind nie, jy verstaan nie hoekom die goed nie altyd uitwerk soos wat jy dink nie. Jy voel jy moet sekere goed doen en sodra jy dit doen, dan werk dit nie uit nie. En jou hele lewe is partykeer vir jou 'n klug. As ek kyk in my eie lewe, hoeveel goed het nie gebeur soos wat ek gedink het nie. En in Josef se oë
het hy gevoel dat sy hele lewe is weggevee van hom af. Hy is weg van sy ouerhuis af, hy is weg van waar hy gewoond is om groot te word, en hy is heeltemal hier in Egipte. Hy is hier in 'n land wat hy nie wil wees nie, en hy word verkoop as 'n slaaf. En die vyand was nie tevrede dat Josef so gestaan het en vas besluit het om God se wil te doen nie. Jy voel vanmôre, jy wil net God se wil doen. En jy word nie deur mense aanvaar nie. Jy word nie altyd goedgekeur deur mense nie. En jy voel maar ek moet doen wat God van my verwag. Ek kan nie ander goed doen nie. As ons kyk hier in Josef se lewe, kom Potifar se vrou en sy wil hom verlei telke male. Die Bybel praat van 'n hele klomp kere, elke keer dan wil sy hom verlei, dan sy wil hy nie, dan sy weg, dan sê vir haar, maar jou man vertrou my met alles in hierdie huishouding. Hoe kan ek dit wat aan hom behoort nie eer nie? En sy vrou belieg haar man en sê dat Josef het haar vieslik behandel. En hy word kwaad. Arme Josef, hy doen net die regte goed. Ek lees in God se woord dat hy niks verkeerd gedoen het. Alles in sy lewe was 'n besluit om God se wil te doen. Ek wil vanmôre vir elke kind van die Here sê, wat 'n besluit gemaak het om God te dien en om die regte goed te doen, moenie dink dat jy word altyd aanvaar deur die samelewing. Moenie altyd dink dat alles gaan so loodreg loop in jou lewe, omdat jy besluit het jy het God aan jou kant nie. Van die dag wat jy besluit het om die Here te dien, het jy vyandskap veroorsaak tussen jou en die duiwel. Duiwel is gelukkig wanneer mense sonde doen. Die duiwel is tevrede daarmee dat wanneer jy mag net so bietjie die Here dien. Ag, ek glo nog in God, ek glo nog in die Bybel. Ek doen nog dit wat ek voel is reg. Maar wanneer elke man en vrou 'n besluit neem om ernstig te raak oor die Here, is baie interessant, dan loop alles verkeerd in daai persoon se lewe. En dan baie keer dan vra die mens maar, nou dat ek die Here dien, hoekom loop alles nou so verkeerd? Ek wil vanmôre jou net so 'n bietjie bemoedig. Hoe meer goed verkeerd loop, hoe meer leef jy reg. Want die duiwel wil nie hê jy moet gelukkig wees nie. En as jy in God se wil is, gaan die Here jou nog seën, al loop goed verkeerd. Josef word in die tronk gegooi, onregverdiglik. Wat baie interessant is, toe hy nou in die tronk is, toe word hy weer geseën, en hy word sommer aangestel, hierdie persoon wat hy eintlik 'n beheer is, die voorman van die tronk, wat nou van 'n beheer is van die tronk, vat Josef en maak hom 'n beheer van al die besluite in die tronk. Ek wil vanmôre vir elkeen sê, wat die Here wil dien in gees en in waarheid. Dit maak nie saak wat die duiwel doen in jou lewe nie, God sal op die einde van die dag jou nog seën. Maar dit hang af oor wat se besluit maak ek en u vanmôre oor ons eie lewe. Hierdie hele lewe van ons gaan oor besluite wat ons maak. As ek vanmôre my oë oopmaak, dan kan ek al klaar besluit watter voet gaan ek uit die bed uithaal. Dit begin al klaar om te besluit, gaan ek opstaan of gaan ek bly lê?
vandat jy uit die bed uit geklim het, gaan jou hele dag oor besluite wat jy maak. Ek gaan nou besluit om daar toe te gaan, ek gaan nou besluit om koffie